En u luister steeds na Delf Steeds Dieper, 'n program van Radio Kansel. En po daai kant van ons van die atelier van die glas en hier by my nou in die ateljee Elisabeth Jordaan. En Elisabeth, jy is ook lekker getrou, né? Nee, sonder idee, maar jy's bitter getrou. Baie dankie vir al die baie voorbereiding en werk en dinge wat jy insit. En hoe verder jy gaan, hoe meer besef ek net watter ongelooflike belangrike rol Andrew Murray gespeel het in ons land. Absoluut is die. Ja, dis baie kosbaar. En dat jy dit vir ons, jy doen baie moeite om dit vir ons te kom uitlê. Dis ook vir my 'n ontdekkingsreis, want vir jare lees ek sy boeke, Ja, en ek het dit nooit in konteks gebring met sy eie lewe en wat hy belewe het in die land en die mense wat hy bedien het in ons land en wêreldwyd, en dan die, wat sal ek sê, die global atmosfeer in daardie tyd. So Andrew Murray het gelewe in die, wat noem ons dit, die 18de eeu, 19de eeu, waar hy deur die groot trek se tyd in Suid-Afrika, die tyd van 'n groot veranderinge in Europa geleef het, in Amerika geleef het. Dit was 'n tyd waar die Heilige Gees baie mense opgewek het met na George Whitefield hulle, met Jonathan Edwards hulle en die Wesley broers en al die herlewings wat plaasgevind het in Engeland en in Skotland en in Amerika. En dan omdat Andrew Murray se pa so intens belang gestel het in die herlewings van die kerk, het Andrew Murray natuurlik self ook daarin belang gestel en het hy verslae aangevra van oorseese lande en hy het gegaan en hulle self besoek. Nou moet mens verstaan, daardie jare was daar nie vliegtuie nie. Daar was nie eers treine hy nie. moes op 'n skuit klim. Ja, en Maak 'n het bootreis het lank gevat, 'n hele paar weke gevat om in Engeland te kom en dit was gevaarlik. Ja. En om nog oor die see te gaan, Amerika toe, was net so gevaarlik. So, en Andrew Murray het dit gedoen en hy het kontak gehad met internasionale geestelike leiers. En dit het hom geweldig beïnvloed en hy's blootgestel aan internasionale evangeliepredikers. En dit is vir my so interessant as hy praat oor die bediening. Ons praat baie oor bediening. Jy het nou net met Piet Smit gepraat oor sy bediening in sang aan die land en hoe dien 'n mens 'n bevolking met dit wat jy kry. Nou Andrew Murray het altyd gepraat. Die Here het my geroep in die evangeliebediening. So dit was vir my so mooi dat hy alles wat hy gepraat het was evangelies. Hy was nie hierdie hoë teoloog wat teologiese konsepte verduidelik het nie, maar hy het teologiese konsepte gevat en dit eenvoudig verduidelik vir eenvoudige mense, en dit was sy hele roeping, is om die Bybel verstaanbaar te maak vir gewone, ongeletterde soms mense, en in sy eie land. En ons gaan oor 'n paar weke praat ons bietjie oor Andrew Murray as 'n Suid-Afrikaner en sy invloed in die Suid-Afrikaanse samelewing, die politiek en al hierdie dinge en hoe hy dit belewe het. En ek dink die groot ding is wat ons hieruit leer, is die verskil wat een mens wat ten volle aan die Here oorgegee is, kan doen in die hand van die Here. Dat as jy oorgegee is aan die Here, dan kan hy met jou baie goed doen. Hy maak vir jou deure oop. Hy gee vir jou geleenthede om kontak te maak met mense vir wie jy nooit voorheen gehad het nie. En Andrew Murray het dit nie doelbewus gesoek nie. Ja. Dit het oor sy pad gekom. Ja. En die feit dat hy so baie kere, 6 keer gekies is as moderator van die kerk. Ekskuus, ek val jou in die rede, maar het iemand ooit daar naby gekom? Daarna? Nee. Wat gebeur het is, hy het net die vermoë gehad om iets te administreer. Ja. En om die besluite wat geneem is deur te voer.
En dit is wat 'n goeie administrateur doen. Jy kry, okay, dit is wat ons gaan doen, en dan hoe jy dit gaan doen, en om dit dan te vat en dit te dryf dat dit gebeur. Ja. So dit was Andrew Murray, een van sy groot gawes wat hy gehad het. Sjoe. En as hy iets by die Here geleer het, en hy het dit in sy eie lewe toegepas, en hy het gevind dit werk, dan het hy dit in 'n boek geskryf, en hy het daaroor gepreek en vir mense gesê, dit werk. Dit is hoe mense dit kry, dit is waarna toe jy gaan, en sy groot klagte was, dat mense het nie die geloof om sekere goeders aan te vat of deur te dryf nie, en hulle het ook nie die deursettingsvermoë in gebed om daarop te wag dat dit gebeur nie. En hulle het nie die visie van wat is die Here se koninkryk, waar wil hy ons na toe vat nie. Daar's vandag baie gesprekke oor die koninkryk. En dit het alles te doen met amper met 'n wêreldse stelsel. Ons wil wêreldstelsels verander. Maar Andrew Murray het gesnap, die uitbreiding van die koninkryk is meer siele word blootgestel aan Jesus en hulle persoon verander om die beeld van Christus te dra. Hy het gesê, dis die koninkryk van God. Die koninkryk van God is in mense. En jy dra dit uit deur sout en lig te wees, waar jy ook al is. So dit was sy ding. En wat ons gepraat het in die verlede, en wat ek nou 'n bietjie wil konsentreer, is Andrew Murray as opvoedkundige. Ons weet nou, hy het baie skole gestig. Hy was betrokke by 'n paar colleges wat hy gestig het, en by Sending Instituut, waar hulle jong manne opgelei het om sendelinge te word. En een keer toe vra iemand vir hom, nou hoe het dit gekom, dat jy nou so in opvoedkunde begin belangstel het? Jy dan nou teologie gestudeer. Toe sê hy wel, dit was nie uit my eie opleiding, of iets wat ek geleer het, voordat ek in die evangeliebediening ingegaan het nie. Toe ek in 1849 as leraar van Bloemfontein aangestel het, was daar 4 ander gemeentes in die Vrystaat, en ons weet, Daniel Lindley was een van hulle wat in die Vrystaat ook gewerk het. En hierdie 4 gemeentes is onder my sorg gestel. Nou moes ek onophoudelik rondreis om al hierdie pastorate te gaan besoek. En sommige streke kon 'n mens nie meer as 1 keer of 2 keer 'n jaar besoek nie. Dis net onmoontlik. Die opkomste by hierdie geleenthede was so groot dat ek baie keer 50 of 60 kinders moes doop. Dat die volk was ook vreeslik vrugbaar, lyk dit my. En ek het by my eie pa geleer om eers 'n gesprek met die ouerpaar te hê. Ons weet, dit was daardie jare, was die kerk, die kinderdoop was baie groot, en hy sê, hy het vinnig agtergekom hoe oppervlakkig hulle begrip was van die sakrament van die doop, en hoe 'n groot seën dit kon wees, indien hulle God se bedoeling van Christelike opvoeding in 'n ouerhuis kon besef. Dit is eintlik waaroor die kinderdoop gegaan het, is ouers maak 'n belofte om hulle kind in 'n Christelike omgewing groot te maak, en daai kind Christelike beginsels te leer. Natuurlik, ja. Ja, en dit het hom daartoe gelei om by elke geleentheid as hy die doop moes dien, dan het hy 'n dooppreek gelewer, waarin hy ouers herinner aan die belofte wat hulle aflê. So dit was eintlik die ouers se toewyding van daardie kind aan die Here wat gebeur het met die kinderdoop. En dan moes hulle die kind begelei totdat hy by sy verstand is, en dat hy belydenis aflê en sê, maar ek neem die Here aan en ek volg hom. So Andrew Murray sê, ouers is nooit geleer die pad wat hulle met 'n kind moet stap nie. So elke keer wanneer hy byvoorbeeld die Transvaal besoek het, dit was 1 keer of dalk elke 2de jaar, wat hy van die Vrystaat oor die Vaalrivier, dan besoek hy nou die voortrekkers in Transvaal. Met elkeen van daai reise het hy meer as 600 kinders gedoop. En hy het die geleentheid gehad om met meer as 600 ouerpare persoonlike gesprekke te voer. So dit was daar waar hy geleer het, wat is Christelike opvoeding?
en dan om opvoeding deur te trek na onderwys. Want hy het gesê, ek kan nie altyd daar wees, daar is nie 'n predikant nie, en hulle het nog nie 'n predikant gehad, byvoorbeeld in die Transvaal nie. En selfs die Vrystaat was te ver uit mekaar. Ja. Hoe kan 'n mens ouers help om hulle kinders 'n Christelike opvoeding te gee? En dis waar hy begin dink het, en waar hy begin skryf het, natuurlik. Sy ding was, as hy vir ouers 'n boekie kan gee, en sê, Kon die ouers lees? ja, meeste van hulle kon daarom lees. Kyk, daar was daarom iemand in die area wat kon lees. So, hy begin, byvoorbeeld toe hy nou van Bloemfontein na Woester toe trek, daar begin hy ook, sy eerste preek was ook op 'n doopsondag. En daar begin hy al sy preke wat hy in Woester gelewer het, in 'n boekie opteken, en die boekie het die lig gesien as 'n Engelse weergawe was The Children for Christ, en onlangs is die boekie weer uitgegee onder die titel Raising Your Children for Christ, waarin hy vir ouers raad gee oor hoe om jou kinders groot te maak, dat hulle Jesus Christus aanneem as verlosser, en dat hulle self vir hom aanbied in sy koninkryk. Vir my is dit 'n geweldige gedagte. Dat, wow, dat 'n dominee wat so 'n groot rol in die kerk gespeel het, die visie gehad het, en omdat hy die visie gehad het, is daardie boekie deur die hele kerk in Suid-Afrika versprei. En kon ouers wat op ver afgeleë plase is, wat nie elke dag kontak gehad het met 'n kerk in 'n dorpie nie, kon sê, maar hier is leiding, hier kan ek nou lees wat is my verantwoordelikheid teenoor my kinders, en hoe om hulle te begelei. En ek dink, dis iets wat in ons samelewing verskriklik belangrik is. Steeds? Ja, meer nog as in daardie tyd, want kinders in ons samelewing is so blootgestel aan invloede wat van buite afkom. In Andrew Murray se tyd was die kinders nie blootgestel aan sosiale media nie, of vir daardie matter geen media nie. Daar Hulle was het in die nie veld gespeel. Ja, daar was nie radioprogramme wat uitgesaai is nie. Dit was net die sonde in eie mense lewe. Jy weet wat gebeur het. So ek dink dat Andrew Murray het begin, hy het 'n versienheid gehad om te sê, as mens dit leer vir ouers, dan kan kinders hierdie leer. Ja. En dit het oorgegaan in Bloemfontein al by sy betrokkenheid by die stigting van Grey College, wat 'n skool was vir jong seuns. En hy en sy vrou Emma het die moeilike taak aangepak om verblyf te verskaf in hulle huis vir die eerste koshuisleerlinge. En eendag hoor hy 'n gesprek van 'n mevrou Ellison. Dit is die vrou van 'n Wesleyaanse sendeling wat in Natal gewerk het in Edendale, en sy vertel hoe dat sy en haar man 'n koshuis begin het vir swart meisies, want hulle werk nou as sendelinge onder die swart Zulus in Natal. En sy sê al die meisies wat sy en haar man in hulle eie koshuis opgeneem het Jesus aangeneem. En 'n geweldige effek gehad in die Zulu bevolking. En Andrew Murray sê onmiddellik snap hy die geleentheid om evangelie aan kinders te bedien deur skoolopvoeding. En daar word iets in hom gebore. En hy het gesê tot op daai stadium met hy koshuise as 'n ewel gesien. Van haal die kinders uit hulle ouerhuise uit, en dan het hulle nou nie die ouderlike sorg oor hulle nie, en skielik snap hy, en hy sê dit is wenslik dat Christelike opvoeding eerder in 'n ouerhuis moet geskied. Maar wat as jy 'n Christelike koshuis kon hê? Ja. En daar kweek jy by kinders 'n Christelike karakter. Ja. En hy en sy vrou bied hulle dienste aan, en hulle word bestuurders van die Grey College koshuis, en hy is natuurlik die eerste rektor van hierdie inrigting. Hulle het nie baie lank daar gebly nie, toe word hy nou beroep Woester toe, so, maar dit was 'n paar jaar. En in daai kort tydjie kon hulle al klaar die vrugte pluk van verskeie van die leerlinge
wat ouers aan hulle sorg te vertrou het. En hy leerlinge het almal vir Jesus aangeneem. Dit is Ja, en wonderlik. tydens sy afskeid in Bloemfontein het verskeie ouers en oud leerlinge net vir hom kom sê wat 'n wonderlike voorreg dat hulle Christelike grondslag by hom en by sy vrou kon ontvang en watter inspirasie was dit nie in hulle lewens nie. Ek dink as predikante en gewone mense in 'n dorp en onderwysers kan besef wat 'n geweldige impak kan hulle op kinders se lewens maak, dan sal ons land totaal anders wees. Halleluja, halleluja. Wie kan jy glo die musiek wat Vader my laat kies het om nou te speel, is 'n lied wat Louis Brits sing, en hy sing hier, U woord is die lamp wat die weg my wys. Is dit nie wonderlik, en dit pas nou presies by wat jy nou sê, wat Andrew Murray verstaan het hulle moet doen met die koshuise en al daai dinge. So kom ons maak eens musiek met Louis Brits, U woord is die lamp wat die weg my wys. En luister steeds na Delf steeds dieper. Radiokansel. Ek is Estie Geldenhuys en hier saam met my in die ateljee Elizabeth Jordan, and thank you Paul for driving the bus for us. We really appreciate you. En Elizabeth, jy is besig om te gesels oor Andrew Murray en die geweldige rol wat hy uiteindelik ook gespeel het in die onderwys. Ja, en natuurlik ons onthou van sy betrokkenheid by die twee belangrike inrigtinge daar in Kaapstad, een in Wellington en een in Kaapstad, wat dit was alles hoër onderwys. So dis na skool. Was daar 'n goeie Hoop College vir jong dames en 'n normaal skool in Kaapstad en dan die Huguenote skool of die Huguenote College in Wellington, waar hulle onderwysers op begin oplei het, onderwysers en onderwyseresse. En eerstens die Huguenote skool wat hulle gestig het was net eers 'n meisieskool, want daar was nie meisieskole in die land nie. En dan het hulle 'n opleiding gegee om onderwyseresse of ander rolle te vervul in die samelewing. En toe vat ander skole die model en meisieskole spring op oral in die land. In die Parel, in Stellenbosch, in Graafrenet, in al die plekke begin daar meisieskole opstaan met dieselfde fokus. En die vernaamste karakter was om 'n Christelike grondslag in kinders te vorm. Werklik. So, dis die begin van Christenonderwys in Suid-Afrika. Ja. En in 1876 is daar 'n konferensie vir onderwysers en onderwyseresse in Woester gehou. 1876. 1876. Good gracious. En hulle bespreek die dringende behoefte van opvoedkunde in die land. Daar was 'n verskriklike groot behoefte aan nuwe skole. As ons nou dink vandag, daar's 'n geweldige groot behoefte aan nuwe skole. Ja. En hulle het 'n behoefte gehad aan ongeveer 400 onderwysers. En dit was amper onmoontlik om gekwalifiseerde onderwysers vir die buitedistrikte in die land te bekom. Daar was wel seunskole, maar hulle het nie 'n Christelike grondslag gehad nie. Dit was deur die regering begin. Meeste onderwysers het ook gesê, hulle steur nie veel aan karakterontwikkeling van kinders nie. Hulle konsentreer op die verstand. Ja, so in 1898, 25 jaar nadat die Huguenote College begin het, wy hulle 'n nuwe saal in en hulle wil sommer vir Andrew Murray dankie sê. Dit word bygewoon deur 600 leerlinge en oud leerlinge wat vir die Here sê, Here, 'n klein begin met 'n groot vrug in ons land. Wow. Dankie. Nou, hoe oud was Murray toe? Toe was hy al in sy 60s, 70, hy is op na sy Okay. 70, hy het in 1906 afgetree, so dit is 'n paar jaar voor sy aftrede. Nou, dieselfde ding gebeur met die opleidingsinstituut vir sendelinge. Dit was Andrew Murray se eie skepping, kan jy sê. En hy het deur die jare baie geld ingesamel vir die aankoop van grond, vir die oprigting van die geboue en selfs in sy eie sak diep gedelf vir fondse vir hierdie opleidingsinstitute. En in 1903 het Andrew Murray
en die gemeente in Wellington hierdie instituute oorgedra aan die synode. Sending instituute. En daar het 200 jong manne gekom en gesê, joh, ons het ons opleiding voltooi aan hierdie sending instituute en wat 'n geweldige krag was dit nie om uit te gaan. En die kerk het beloof ons gaan voort met hierdie werk wat julle gedoen het. So, en dan natuurlik Andrew Murray, die heel ding, hy praat nooit, selde, praat hy net van sy gemeente. Hy praat van volksopvoeding. Ons moet die volk opvoed. Dis sy ding. Hy sê die Here het hom geroep vir 'n volk in Suid-Afrika. Wow. Veral in die platteland, en hy was intens bewus van die behoeftes van hierdie mense wat so ver afgeleë in die platteland gewoon het. Hy ken die omstandighede waarin hierdie mense woon in 'n baie dun bevolkte gebied, die verarming van die boere, wat van hulle baie ongeletterd was, en wat nie die vermoë gehad het om vir hulle kinders 'n opvoeding te gee nie. Hulle kon glad nie betaal vir opvoeding nie. En een van die Engelse leiers, die superintendent-generaal van opvoeding van die Britse regering, was net so bekommerd oor die ongeletterdheid in die land, en hy stel toe voor, wat van ons begin 'n rondgaande skool. Dis nou 'n onderwyser wat rondgaan en kinders by plekke gaan leer. En hy wou die parlement vra vir 'n groot som geld, tussen 2000 tot 3000 pond, dat hulle dit kan gee vir onderwysers wat dan nou op hierdie rondgaande stelsel, nou daarom kinders so 'n bietjie skoling kon gee. Maar dit was glad nie volhoubaar nie, en so toe gaan dit oor dat waar daar wel onderwysers geplaas was, kom ons begin 'n permanente skool. Dit word nou armes se skole genoem. En nou moet jy weet, dis nou al klaar amper soos 'n stigma. Ja. En hierdie stelsel het baie jare gebly in ons land, totdat hulle begin het om skoolrade in te stel, waar ouers vorm 'n skoolraad en beroep 'n onderwyser na 'n skool toe. Dit word toe die nuwe stelsel. En die ding wat hier was vir my, omdat ek in die Vrystaat groot geword het en ek het ietsie verstaan van hierdie stelsel, was die opvoeding van die arm blankes. In die 19de eeu was dit een van die belangrikste vraagstukke in die land. Die synode, byvoorbeeld van 1894, wy baie tyd aan die ding, want die blankes in die land het baie veragter, omdat daar nie dorpe was as sulks nie. Die Engelse het nog nie belang gestel om na die res van die land toe uit te brei nie. Die land was geregeer deur die twee republieke, bo in die Transvaal en die Vrystaat, met vreeslik min fondse. En Andrew Murray was toe nog steeds die moderator. Hy kon nou nie deelneem aan hierdie gesprek nie, hy moet nou die voorsitter wees. Dus hy kom ons te 'n kommissie. En toe word hy lid van die kommissie en hy gee nou sy insette by die kommissie. Maar hy sê, daar's honderde lidmate van kerke wat nooit kerk toe kom nie eers tydens nagmaalsvierings nie. Hulle was te arm om dit te kan bekostig. En so daar was 'n instroming ook van vreemde elemente in die land, want toe ontdek hulle mos diamante en goud. En nou kom mense van buitelandse volkere stroom in, en die uitwerking hiervan was baie ongunstig. En die ouderlinge en die jakens kan nie net in die kerk sit nie, hulle sê hulle moet aan die werk spring. Kan hulle nie help om jong mense opleiding vir sekere werke ten minste te gee nie? Jy weet, ook soos ambagsmanne op te lei, of net iets vir jong mense te gee nie. Daai gesprekke het aanleiding gegee tot die stigting van nywerheidskole in die land. Waarvan ek weet, daar waar ek groot geword het in Kroonstad, was daar beslis ene. En dit het baie vinnig uitgebrei toe hulle die Unie van Suid-Afrika gestig het. Dat jong mense wat nie baie fondse gehad het nie, en ook nie intellektueel ooit gestimuleer is nie, kon dan na hierdie nywerheidskole waar hulle ambagte leer, kon hulle soontoe gaan.
En selfs met die skryf van Andrew Murray se biografie waaruit ons nou lees in 1917 was die vraagstuk: hoe gaan ons arm blankes uit hulle armoede ophef met onderwys en opvoeding? Dit was 'n groot saak. En veral in Kimberley en in Johannesburg en na die 3-jarige oorlog in die Vrystaat en Transvaal toe die Afrikaners verskriklik arm geraak het weens die oorlog, moes hulle sê daar was soveel ewels wat ingekom het. Op stedelike gebied het mense agteruit gegaan, morele gebied het mense agteruit gegaan. Daar was meer mense wat tronkstraf gekry het. Hulle het met drank gesmokkel en drank verkoop aan swart mense wat nog nie daaraan blootgestel was nie. Dit het 'n ander ewel veroorsaak. So dit was alles vir mense om te probeer oorleef. Nou kan jy dit dink. Ons gaan later weer 'n bietjie oor dit praat. En Andrew Murray het gesê, kan ons as kerk nie hande vat met die hoofsaaklik Engelse openbare skole nie. Dit was teoreties elke skool se keuse watter taal wil hy praat, maar omdat die Britse regering openbare skole begin het, was die skoolmedium onderrig Engels. En soos ons weet, Afrikaners hou nie daarvan om Engels te praat nie. En so het gesê die meeste onderwysers wat die staat aangestel het, was net Engels magtig. Die meeste inspekteurs het eksamens net afgeneem in Engels. En Andrew Murray sê die belangstelling in Nederlandse taal het begin kwyn en hy bring dit as 'n bespreking op die synode van 1890. En nou is hy op die kommissie vir die bevordering van Hollands. Ek kan nou net sowel gesê die bevordering van Afrikaans. Ja. En hulle besluit om 'n voorstel te maak dat openbare skole bepaal dat Engels die onderwystaal moet wees, maar 'n skoolkommissie waarvan ouers is, kan besluit watter taal is in hulle skool. En hulle beveel aan dat die vroeë klasse in die verskillende moedertale skool toe moet gaan, en dat dit, soos wat in alle ander tweetalige lande, is dit die beleid. So hulle vra toe vir die beleid in Suid-Afrika, en dat die inspekteurs moet bereid wees om die eksamen in 2 tale af te neem. En hulle vra dat daar volkskole moet begin. Nou, ek het in 'n volkskool in Kroonstad groot skool gegaan. Ek ook. Waarin die onderwys in beide tale moet wees, maar veral in geskiedenis en aardrykskunde. Nou vir my vra hoekom dit nie. En in al die eksamens moet die vrae ook in Holland gestel word. As kinders verkies om dit in Engels te beantwoord, dan kan dit so wees. En die regering het toegestem en gesê, goed. So Andrew Murray se opvoeding van die volk was die volk se kinders moet in die eerste fase van skool in hulle moedertaal onderrig word. En ons weet hoe verskriklik belangrik is daardie vraagstuk nog steeds vandag in Suid-Afrika. Ja. En in daardie jare maak hierdie Hollandse taal goeie vordering. Dit loop uit op die stigting van die Taalbond in Kaapstad onder die bemoeiing van 'n persoon met die naam van J.H. Hofmeyer, in die volkstaal Onse Jan. En na 'n rukkie word die taal Hollands erken in die parlement, dit word erken in openbare skole, in die universiteitseksamens en in al die howe. So nou, die bemiddeling van die kerk onder Andrew Murray se leiding bewerk nou al hierdie goed, en die regering, die Britse regering sê, goed, kom ons stem saam oor hierdie. So dat in die jaar 1910, toe die Unie van Suid-Afrika gestig word, is dit 'n feit dat daar 2 amptelike tale in die land is. Hollands en Engels. En Andrew Murray het gesê, hy het net besef die opvoeding van kinders wat 'n integrale deel is dit. En dit was veral vir hom van hoe gaan ons kinders bedien kry? Hoe bedien jy 'n kind met die evangelie? Hoe bedien jy 'n kind met sy verstandelike ontwikkeling en met sy geestelike ontwikkeling
Nie nou net meer in die ouerhuis nie, maar ook deur onderwys. Hoe kan jy daardie ding in die land vestig? So, hy het gaan navorsing doen oor wat doen hulle in ander lande, waar mense beproef het, as jy kinders bedien. En ek dink die evangelie bediening van kinders was een van Andrew Murray se hoofgod, en later jare het kinders getuienisse gegee wat by hom was. Hoe toeganklike persoon was hy. Hoe maklik was dit om as 'n kind met hom te praat. Sure. En hoe lief was hy vir kinders. En jy weet, jy kry nou die beeld van hierdie godsman. Ja, streng, wat. Ja, Gefokus. maar hy was 'n kindervriend. Ja. En hy skryf 'n boek, Jesus, die kindervriend. En daarin deel hy 'n bietjie van sy hart oor wat het Jesus gesê oor kinders, dat hulle nie moet uitgesluit wees nie, en hoe vinniger jy in hulle lewe 'n grondslag lê, hoe vinniger bou hulle daarop. So, Andrew Murray se besef van wat kan onderwys doen in 'n land, het 'n geweldige effek gehad in die vestiging van Christen opvoeding in Suid-Afrika. Elizabeth, dit is amazing wat alles, met ander woorde, deur hierdie man in die fondasie van Suid-Afrika se volkswees neergelê is, né? Wat ek net besef is, Andrew Murray het wyd gekyk. Hy het na verskillende aspekte gekyk van wat in die land aangaan. Nou wil ek weer kom sê, hy het besef, hy bedien nie net 'n gemeente nie. Hy bedien 'n kerk en 'n land. En hy het gevoel die kerk is die Here se arm om die land te bedien. En as hy hoor dit is wat ons moet doen, dan was sy beïnvloeding in die kerk dat kom ons doen dit as 'n kerk in die land. Ja. Nie 'n gemeente nie, maar die hele groot denominasie. En dan sleep hy ander denominasies by hierdie visie in. En sy versoenende werk tussen denominasies het gemaak dat hulle sê, kom ons doen dit saam. Elizabeth, baie dankie. Weet jy, ek besef net jy doen ontsettend baie moeite om hierdie reeks vir ons aan te bied, en ek sê vir jou daarvoor baie dankie. En ook dat jy dit so feitelik regtig waar oordra. En ek wil ouens wat graag daarna luister, herinner daaraan dat ons liewe Sanet het moeite gemaak en sy het 'n aparte potgooi saamgestel slegs van Elizabeth se bydraes uit hierdie program wat gaan oor Andrew Murray, en dit begin by die begin. So gaan soek asseblief op Radio Kansel se webwerf radiokansel.co.za en gaan na potgooi toe en dan soek jy vir Andrew Murray. Jy kan natuurlik ook vir Delf Dieper, maar dan gaan jy ook vir Piet kan luister vandag. As jy hom weer wil luister, maar spesifiek om die reeks van Andrew Murray, die hele reeks sal daarop geplaas word. Ek dink nie dit al volledig alles opgesit om klaar nie, maar dit is in wording. So gaan kyk gerus daarna. Jy moet die program se naam onthou as jy die program se potgooi wil luister, Delf steeds dieper, maar as jy na Andrew Murray se sake wil luister, soek vir Andrew Murray. Elizabeth, baie dankie. Ek sien uit na wat jy volgende keer vir ons gaan vertel. Dankie, Estie. En daarmee is dit tyd vir my om te groet. Lekker gekuier. Maar hier moet ons nou gaan. En ek sê vir jou, baie mooi naweek vir jou. Volgende week kuier ons weer saam. En ek groet graag met Annelie van Rooyen. En sy nooi ons almal om saam te sing tot eer van die Here. Vrede vir jou tot 'n volgende keer.